Goeiedag. Ek hoop dat die lang naweke van die afgelope tyd jou regtig goed gedoen het en dat daar 'n bietjie rus was en iets baie spesiaal was wat jy die afgelope tyd kon doen wat jy dalk ander tyd van die jaar nie regtig tyd voor gehad het nie. Die tema waaroor ek met jou praat is bou die koninkryk. Vraag is, wie se koninkryk en hoe bou ons aan die koninkryk? Sing 'n lied tot eer van God. Sing tot eer van sy naam. Maak 'n pad vir hom wat op die wolke ry en jubel voor hom. Wie se naam Here is. Koninkryke van die aarde, hef 'n lied aan tot eer van God. Sing tot eer van die Here. Amen. Genade en vrede van God die Vader, wat sy seun na die wêreld toe gestuur het, en van Jesus Christus, die lewende Here, en van die Heilige Gees wat ons herskep. Amen. Ons is nog steeds binne in hierdie 40 dae van Paasfees op pad na Hemelvaart toe. En in hierdie 40 dae is ons die hele tyd besig om te dink rondom die opstanding van die Here Jesus en wat dit alles vir ons beteken. Nou wonder ek nou sommer voordat ek die skriflesing gaan doen en saam met jou gaan bid, of so 'n paar goed van jou waar is in jou eie lewe, in jou eie geloofslewe. Dinge wat saamhang rondom die opstanding van die Here Jesus. Glo jy dat jy ook eendag liggaamlik sal opstaan? Omdat Jesus Christus liggaamlik opgestaan het. Aan die ander woorde, glo jy werklik dat hy opgestaan het? En dat jou eie opstanding ook geborge is binne Jesus se opstanding. Die ander belangrike, glo jy dat jy werklik waar ook in 'n versoende verhouding met God kan wees? Dat die opstanding ook 'n bewys is daarvan dat God die Vader, die versoening van Jesus Christus, dat hy dit ook aanvaar het. Die volgende vraag wat ek vir jou wil vra is, glo jy dat die verandering wat binne in jou menswees is, ook te doen het met die opstandingskrag van Christus Jesus? Want daardie selfde opstandingskrag, sê Efesiërs 1 van vers 18 af, het ook vaardig geword, is ook vaardig binne in ons eie lewe, letterlik in terme van die transformasie wat in ons eie lewe inderdaad ook plaasvind. Iets van die wedergeboorte wat ook deur die Heilige Gees binne in ons lewe gebeur. Daai nuutmakingsproses wat in jou lewe kom. En die ander een wat ek wil vra is, glo jy dat hierdie boodskap van die opstanding nie alleen vir jou is nie alleen is net vir die kerk waarin jy behoort nie, maar dat dit vir almal in die wêreld is. Dat God nie alleen vir jou en vir my wil lied maak nie, en ons 'n visie gee en 'n hoop gee op die toekoms, op die ewige lewe nie, maar ook vir ander, en dat ons saam as hierdie groot gesin van die Here ook binne in hierdie wêreld kan funksioneer, al sou dit al op verskillende plekke ook wees. Nou, die gedeelte wat ek saam met jou wil lees is in Handelinge 1, vers 1 tot 8. Kom ons maak dit ons oë vir 'n oomblik toe. Here, baie dankie dat ons die Bybel het, dat ons hierdie biblioteek van boeke het, dat die Bybel lewend is, dat dit u woord is. Here, dat dit ons belydenis is, dat dit u woord is. Baie dankie dat ons dit kan glo, dat ons kan glo, o Heilige Gees, dat u ook hierdie woord geïnspireer het, en dat dit groot waarde in ons eie lewe het, om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, in die regte lewenswyse te kweek, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Here, baie dankie dat ons weet, die woord gaan nie leeg na u toe terug nie, maar doen dit waarvoor u dit gestuur het. Gebruik dit ook nou in ons lewens. Baie dankie dat ons in 'n persoonlike verhouding met u kan lewe, in 'n herstelde verhouding. Here, baie dankie dat ons u kan aanbid, Here Jesus, as 'n lewende Here, wat ook by u kerk teenwoordig is,
volgens die belofte ook, daar in Matteus 28, dat hy al die dae met ons is, ook dan tot aan die volëinding van die wêreld. Here, vergewe ons as ons dalk nie dankbaar lewe nie, en help ons, heilig ons, sodat ons al hoe meer ons dankbaarheid sal vertoon, in Jesus naam. Amen. Handelinge 1, die belofte van die Heilige Gees. My eerste boek, die Hoofilis, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan die tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Bou die koninkryk, sê die liedjie. Maar wie se koninkryk? En hoe bou ons aan die koninkryk? Iets interessant wat Johannes Calvin gesê het rondom die hemelvaart van Christus, wat ons nou eersdaags gaan herdenk, het hy gesê, Jesus het nie net weggegaan, sommer net gewoon weggegaan nie, maar hy het moeite gedoen om eers diegene wat hy uitgekies het te versorg. Hy het seker gemaak dat hulle toegerus is, daardie mense wat hy ook gestuur het. En dan weet ons dat hy voor die tyd nou met hulle gepraat het, en dan weet ons ook rondom die uitstorting van die Heilige Gees, wat kragtig ook in die lewens van mense gebeur het, oor hoe mense inderdaad diensbare en doelmatige instrumente in die Here se hande ook kan wees. Want voordat Jesus in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees aan die wat hy gekies het, bevele gegee. So, Heilige Gees is van altyd af. En as 'n mens net sommer dink, as Jesus gedoop is, die Heilige Gees wat daar is, as jy dink aan die eerste bladsy van die Bybel, dat die Gees oor die waters gesweef het, van altyd af was hy daar. En hier het hy ook nie net alleen met hulle gepraat nie, maar as Jesus met hulle gepraat het, dan is die Gees inderdaad ook saam met hom, want hy en die Heilige Gees en die Vader is ook een. En as hy deur die Heilige Gees, as hy met hulle praat, dan werk hy ook deur die Heilige Gees in hulle lewe, in terme van die toerusting wat hy vir hulle sou gegee het. Dan woorde, dis maar wat Jesus doen, is om ons nooit op ons eie te laat nie, maar inderdaad binne in omstandighede wat vir ons uitdagend kan wees, of wat die omstandighede ook al mag wees, dat ons weet wat om te doen, dat hy ons nie net gewoon laat aangaan sonder dat hy vir ons leiding gee nie. Deur die Gees het hy hulle bemagtig. En dan sê iemand, 'n ander belangrike ding wat Jesus nogal gedoen het, is om vir die disippels geduld te leer. Hulle moes wag. Hulle moes in Jerusalem wag op daardie gawe, op die gawe van die Heilige Gees. Kan my indink, as 'n mens Lukas 24 lees, is dit eintlik, en 'n mens lees daar van die hemelvaart, dan sal hulle met opgewondenheid wat hulle sou gegaan het. Maar rondom die opstanding van die Here Jesus, nog voor die hemelvaart, om vir hulle te gesê het, maar hulle moet eers nog wag, as sy hemelvaart gebeur, moet hulle nog wag vir 'n bepaalde tyd, dan sou dit vir hulle nogal kwaliek maklik gewees het. En vir 10 dae inderdaad moes hulle wag, voordat die Heilige Gees uitgestort is. So, geduld moes hulle wag, en met geduld wag, in lyn
by die opdrag wat Jesus ook vir hulle gegee het. Wag daar in Jerusalem. Nou, as 'n mens praat oor bou die koninkryk, dan is hier 'n paar gedagtes wat ek met jou wil deel. Die een gedagte is van wanneer na wat nou. Want wat die disippels eintlik by implikasie vra in vers 6 en 7 eintlik is, Here, is dit nou die tyd wat U weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? So, wanneer eintlik U het nou opgestaan uit die dood uit, U kragtig bewys ook in terme van ons, en is dit nou die tyd? Wanneer gaan dit nou gebeur, dat dit wat die Jode oor gedroom het, 'n nuwe tyd, dat dit weer sal herleef, as dit dan nou nie gebeur het voor die tyd nie, voor die kruisiging nie, is dit nou die tyd vir dit gaan gebeur? En dan Jesus wat eintlik die hele gedagte omkeer en dit na hulle toeskuif. Nie iets met die gedagte van wanneer af na wat nou. Van die disippels vra, wanneer herstel God alles? En Jesus wil eintlik vir hulle sê, maar fokus julle op nou. Dit wat ek nou wil hê dat julle moet doen. En ons vra ook baie keer in ons eie lewe en in die omstandighede waarin ons is, en ook in die omstandighede binne in die wêreld, wanneer gaan dinge nou uiteindelik regkom? As dinge 'n bietjie skeef loop, soos wat goed maar baie skeef loop, wanneer gaan goed nou uiteindelik regkom? En dan dat die Here eintlik die opdrag baie omdraai na ons toe en na nou toe, nie die gedagte van eendag vorentoe nie, maar ook nou, om te sê, leef jy getrou vandag? Leef jy getrou elke dag, eerder as om net te wag vir môre, vir dit wat die Here môre gaan doen, maar leef getrou jy vandag met dit waarmee jy toegerus word vir hierdie dag waarbinne jy uiteindelik self is. En die ander gedagte is om te verstaan, hulle fokus is baie sterk op hulle self en op die koninkryk van Israel. As 'n mens net dink aan die onderdrukking deur die Romeine en alles wat met hulle gebeur het, en hoe moeilik dit eintlik vir hulle was, dan is dit nie vreemd dat hulle die vraag vra nie, maar om dan te verstaan dat dit gaan nie oor Israel se koninkryk nie, maar oor 'n ander koninkryk. Dit gaan oor God se koninkryk, want God se plan is baie groter as dit wat hulle dink. Hulle dink hulle gedagte is groot rondom die koninkryk van Israel, dan wil die Here eintlik wys, maar sy plan is baie groter, nie net vir Israel nie net vir ons dorp nie. God werk wêreldwyd. En hoe gouer ek en jy dit ook in ons eie lewe verstaan, hoe beter vir ons. God se plan is groter. Die disippels dink Israel alleen. Jesus wys wêreldwyd, tot aan die uithoeke van die wêreld. God werk buite ons grense. Ek dink elke keer aan hierdie ding van kerk wees, van God wat ons roep, God wat ons versamel, die Here wat ons toerus, die feit dat ons toegerus word, gefokus word, en dat ons almal gestuur word. Stuur ons om uiteindelik ook risiko's te neem oor grense heen, buitekant ons grense, en dan belangrik, ons deel, ons dorp, die omgewing waar ons is deel van God se groter plan. Gaan nie net oor ons omgewing waar ons bly, dat God alles hier moet realiseer en alles hier moet mooi maak nie, maar wil ons juis met ons dorp, met ons omstandighede, met ons omgewing vat en ons deel van sy groter plan maak. En dan is krag deur die Heilige Gees. God se Gees werk deur ons. Aan die ander woorde, dat dit nie vanuit onsself kom, dat daar 'n mag is wat groter is as ons, wat ons aanraak, wat binne in ons is, wat die inisiatief binne in ons neem, wat ons toerus om te doen dit wat ons doen, en die genade gee en die krag gee om dit te waag oor ons grense heen, buitekant die gemaksomgewing waar ons is. Nie ons krag nie,
Want hy sê in vers 8, julle sal krag ontvang. Hulle vra oor die koninkryk en Jesus sê, maar julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. So, om te verstaan dat ons nie afhanklik is van getalle of van hulpbronne nie. God gebruik gewone mense. Mense wat hy ook inspireer deur sy Gees, nie deur ons eie krag nie. En baie keer wil ons in ons eie krag bepaalde dinge doen. Die Heilige Gees maak gewone gehoorsaamheid kragtig. Om ons gewone gehoorsaamheid aan hom, om getuies te kan wees, maak hy kragtig binne in ons lewe. En waarborg hy uiteindelik die effek daarvan, omdat dit gaan oor sy koninkryk. Nou die dag in die Bybelstudie nogal die vraag gevra, maar waar sal ons begin? Want as dit gaan oor die feit van die Here se opdrag, waar begin ons? En dan te verstaan, maar ons begin gewoon daar waar ons almal is. Begin waar jy is, met 'n beweging van hier, daar, weier. Mense dink oor hulle koninkryk, hulle dink oor Israel, hulle dink klein, hulle dink oor hulle eie veiligheid, hulle dink oor hulle eie politieke bestaan vorentoe, hulle dink in hulle gedagtes oor die tempel en al die dinge wat hulle sou gehad het, en iets van die koningskap van 'n Davidiese koningskap binne in hulle wêreld, en God dink, Jesus dink aan die koninkryk van God, wat baie weier is, 'n koninkryk wat nie vir hierdie wêreld is nie, maar waarvan ons deel is, wat ons nie vra heeltyd die wanneer nie, maar die nou verstaan, waarvan ons deel moet wees, in getrouheid, wat hier naby ons begin. Dan word begin waar jy is, om getuies te wees, hier en nou, daar waar ons is. Jerusalem is naby, Judea en Samaria is weier, en as 'n mens nou gedink het aan Samaria, dan dink jy ook aan 'n omgewing, waar jy nogal redelik ongemaklik sou wees om te wees, waar die Jode nie eintlik ingegaan het, as 'n mens net dink aan Johannes 4, Jesus wat deur Samaria gaan, en met die Samaritaanse vrou praat, terwyl mense eintlik liewer aan die weste kant van die Jordaan, of aan die ooste kant van die Jordaan, sou verbygeloop het, as wat hulle deur Samaria sou gegaan het. Dan word hier waar ons is, maar ook weier waarheen die Here ons stuur, ook in ongemaklike wêrelde in soms, en dan tot aan die uithoeke van die wêreld. En is dit nie wonderlik nie, in die mate waarin Lukas Handelinge ook skrywe, en 'n mens iets in Handelinge lees van hierdie hele ontwikkeling van die kerk al, wat daar begin, hier in die kiem begin, en uitbeweeg na buite toe, waarin God se koninkryk en die boodskap oor Jesus, die boodskap van die evangelie van verlossing, uitkring ver onder leiding van die Heilige Gees. Dalk moet ons baie keer net by ons familie begin. As ons glo, wat van ons eie familie? Hoe lyk ons eie huisgodsdienst, dit wat ons doen? Wat deel ons met die gesin, met ons eie gesin? Het ons tyd wat ons daarvoor maak om saam te groei? Los ons dit nou eintlik maar vir die skool of vir die kerk, kategese, om iewers iets te doen, wat in elk geval uiteindelik ook moeilik raak met omstandighede rondom skole en die afstande wat 'n mens het. En dan, as ons praat van ons familie, en ons praat van ons vriendekring, ons praat van die gemeenskap waarbinne in ons woon, en hoe baie mense is nie deel van 'n mensegemeenskap nie, as jy gaan en jy gaan werk net oor die tyd wat jy sou ry van jou huis af om by die kerk uit te kom. By hoeveel huise gaan jy verby? By hoeveel mense gaan jy verby? Probeer 'n bietjie tel. By hoeveel mense, hoeveel plekke gaan jy uiteindelik verby binne 'n gemeenskap? Hoeveel loop jy raak wanneer jy by die winkel kom en jy gaan brandstof ingooi? Hoeveel loop jy raak? En dan ook in die wye wêreld. Dit is altyd vir ons maklik om te dink ons stuur iemand na buite toe, maar uiteindelik het ons maar die reikwyte van ons gemeente en ons gemeenskap, waar ons elke dag kom, wat weier is, en hoeveel van ons
kinders, ons mense is nie toegerus as gelowiges en in hierdie stadium uiteindelik die wêreld hoor nie. Maar tog belangrik om net te verstaan, jy hoef nie te ver te gaan om getrou te wees nie. En dan hoop sonder beheer. Hoop sonder sekerheid. Belangrik dat ons God sal vertrou vir sy tyd om dinge te doen. Want dit is nie vir julle, sê Jesus, om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal julle sal onder leiding van die Heilige Gees wat word getuies in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot ook aan die uithoeke van die wêreld. Die tye en geleenthede moet ons rustig wees ook altyd is by God. Ons het nie al die antwoorde nie, maar God is teenwoordig. En jy moet dit glo. In ons as kerk, wat ons identiteit in Christus vind, moet ook weet, God is teenwoordig. En daarom het ons altyd hoop. Ons hoop lê nie in beheer nie, maar ons hoop lê in God. Mag die Here ons toerus ook in hierdie tyd, om mense as mense wat lewe vanuit die opstandingskrag van Christus, en mense wat ook die Heilige Gees in ons het, om werklik waar diensbaar, koninkryksgerig te wees, nie gewoon net binne in onsself te fokus nie, wat ook belangrik is, maar veral ook buite, dat die wêreld sal weet, dat Jesus die Here is. Hemelse Here, baie dankie dat U ons roep, dankie dat U ons toerus, dat U ons versamel, dat U ons toerus, dankie dat U ons uitstuur met duidelike opdrag en duidelike krag. Ons leef graag daaruit en ons verbind ons weer ook aan U in Jesus naam. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor. En ja, hy sal in jou sy vrede gee. Amen. Mag dit met jou goed gaan. Môre, elke dag, dat die Here jou mag dra en mag jy regtig die diensbare persoon wees wat die Here jou graag wil maak. Mooi bly.